Ons het in die vorige paar video's die roete gedeel wat ons gery het vanaf Jeffreys Bay verby Patensie tot by Kudukaya. Ons het toe die wildernisgebied van die Oos-Kaapse Parkraad binne gery en is oor al die passe. Ons het by Smitskraal die eerste keer die Babiaansrivier oorgesteek en piknik gehou voordat ons 'n groot buffel teëgekom het. Na die Grasnekpas is ons deur 10 kruisings van die Babiaansrivier. Nou het ons die wildernisgebied agtergelaat en gaan die roete deur die boerderygebied vir jou wys. Ons verwys vanaf na 'n paar van die belangrikste stoppe langs die pad, maar die doel van hierdie video is hoofsaaklik om vir jou te verwys dat 'n gewone voertuig hierdie 65 km van die pad tot by die vlakte voor Willowmore kan aanbring. Ons ry verby die Sandvlakte Gasteplaas. Hoewel ons nie self hier aangedoen het nie, het ons al gehoor dat hulle uitstekende verblyf aanbied. Hulle is ook een van die plekke waar jy baie inligting oor die Babiaans kan bekom.
Ons het nie net hier by die Doringkloof 4x4 kamp aangedoen nie. Ons het heerlik vir 'n paar dae hier gekamp. En ons wys meer daarvan in 'n volgende video. Dit is natuurlik ook die hart van die Trans-Paviaans bergfietswedren. Jy kan die kamp ook bereik deur 'n 4x4 roete wat jy vanaf Joubertina se kant af neem. Die polisiestasie spog daarmee dat hy al aangewys is as die netjiesste polisiestasie in die hele Oos-Kaap. Die kloof word begrens deur die Baviaanskloof-berge in die noorde en die Kougaberge in die suide. Gevolg is dat in die geval van 'n vloed die hele kloof potensieel in 'n rivier verander. Dit is presies wat in 1916 gebeur het. Na baie lang droogte het die reën behoorlik afgekom en het die Baviaanskloof-rivier in 'n totale watermassa verander. Die Campbell Monument huldig die mense wat in hierdie vloed omgekom het. Dit sluit natuurlik die Campbell gesin in. Die water het 4 meter diep gevloei hier waar die monument opgerig is. Die skrywer, Pia Norkee, is 'n boerling van die kloof en in sy boek Die Wilde Dryf Val vertel hy die verhaal van die vloed.
Sewefontein kry sy naam van die 7 fonteine in die gebied. Ons sal jou in 'n volgende video wys van die water wat vir meer as 100 jaar al uit die grond uitspuit. Met ons besoek het daar 'n nuwe arts en craft winkel oopgemaak. Daar is ook 'n pragtige wille vyeboomwoud waar Patrick Reinters jou alles sal wys en verduidelik. Hierdie is een van die moeddinge om te doen as jy die Kloof besoek. Die Babiaanspadstal is ook een van daai plekke wat 'n mens moet besoek. Ongelukkig, as jy op 'n Sondagmiddag laat buite seisoen daar verbyry, dan neem jy maar net foto's soos ons.
Hoewel Vera se restaurant en kraftshop gesluit was, kon ons daarom inloop vir 'n foto of wat. Ons het vir een aand verblyf bespreek by die Makkedaatgrotte. Ons sal in 'n latere video meer daarvan vertel. Die volgende oggend is dit sonskyn en ons verlaat die kloof.
Die nuwe kloofpas neem jy uit die kloof in die rigting van Willowmore. Die Baviaanskloof sleutel kry sy naam omdat die kloof toe sal wees as daardie rots op die pad val. Dankie vir die saamry. In die volgende video wys ons vir jou meer
van die plekke wat ons gesien het met ons besoek in die kloof.